Een van die vele dinge wat dit so lekker maak om in Suid-Afrika te woon, is die feit dat ons land so ryk is aan verskillende kulture. Die Indiese kultuur is een wat my persoonlik na in die hart lê. Geet Indian Restaurant is 'n restaurant wat 'n mens gerus kan kom besoek wanneer jy vir 'n oomblik na Indië wil vlug. En ons het besluit om vandag te kom inloer. Well, Geeta, thank you so much for the nice cup of masala tea. What is Geet Indian Restaurant all about? And what is the meaning of Geet? Different sounds, different tracks, different vibrations that create music. And we take that music, we take the character of our cuisine, and we blend it together to bring a synergy of love through Geet and our food. Why do you think people find the Indian culture so fascinating? Indian food is not a merge of 5 or 6 spices. It has over thousands of spices mastered by our evolution of chefs beyond 2000 DC. So that is what evolution of food is about in the Indian character of our cuisine. Hoewel Indiese kos dikwels met 'n erge brandsmaak geassosieer word, gaan dit meer oor die komplekse laag en mengsel van speserye en nie net russies nie. Talle geregte het net 'n effense brandsmaak of is selfs soet, afhangende van die streek. Daar is verder ook meer as 200 speserye van die land afkomstig, waarvan baie as deel van unieke kombinasies gebruik word. I want to ask you to please explain the differences in terms of regions and the Indian cuisine. We have the northern India, we have the southern India, we have the eastern India, and we have the western India. The northern India is a very cold country. People eat rich food because rich food means creamy, cashew nutty, pistachio, nutty flavor foods. South India is rich, vibrant colors, hot dishes, spicy dishes. So from here, we take it into the west side of India. West side is more savory countries. And it's a festival of different identifications of food in your platter. When you come to east of India, it's a different marriage between north, south, east, west, where everybody comes together in the east and enjoys a different character of food. You know, it's beautiful flavors merging into each other. And I promise you, I'm going to give you a feast today. En 'n feesmaal was dit beslis. Ons het met die voorgeregte begin. Well, Geeta, here we are. Can I offer you Yes, what would you recommend? This is your reconstructed vada pav. It's got a coriander mint flavor. And some nuts as well. Yes. I'm tasting. It's such a great combination. Taste the one on your right-hand side. It's All a right. chicken momo soup, Okay. which is excellent to dive into. And you tell me. I love it. It's different. It's very different. Yes. Why don't we try our mains now? I'm ready for it. Let's do it. 100%. Now we're going into our main course. This is a Goan dish. Just take us through the other main courses on the We table. have paneer makhni, we have kala gosh, we have goshtaba, and we have salik chicken. Can I Yeah, use do it my with your hands for the, hand. yeah, Yes. because I mean, Indian food is actually customary to eat with the hand. yes. You see the saffron and the combination of the coconut. It complements one another Yes. in such a nice way. Correct. The chicken goshtaba All right. is also a new concept that we have brought in Okay. with a lachada paratha, tomato-based flavor, Yes. with chicken cooked in a tandoori oven and then cooked in your sauce, with the pilau rice and a lachada paratha, which is layered. Gives a marriage of different flavors into your palate. Love the chicken as well. It's very tender and soft and gentle on the palate. Let's get to the dessert as well. 100%. A very reconstructed flavor. It's gulab jambu with puri. What can I expect? A sweet kind of taste? It is sweet. Okay. It's got a very different milk product. It's a milk product, Yes. so it's going to be, again, a different flavoring in the mouth after eating a spicy food. Crispy, soft.
And the nutty flavor Yes, comes through. comes through, yes. Wow, Geeta, thank you so much. I think I need to finish this. I still feel you should go into your mains and then go back to your desserts later. Want you to have a variety of our cuisine that's at your table Sounds perfect and to have me. a happy dining experience. Thank you. Namaste. Namaste. Die Indiese kultuur is een van die oudste en mees diverse kulture in die wêreld, gevorm deur duisende jare se geskiedenis, tradisie en filosofie. Ek dink dit is 'n kultuur wat my nog vir lank gaan fascineer. Gelukkig is daar 'n restaurant soos Geet net om die draai met 'n heerlike nuwe spyskaart en disse waaraan ek en jy kan smil. Ek is nou so honger. Ek dink 'n Indiese curry vir ontbyt is net wat ek nodig het na hierdie program. Maar dit was behoorlike toer vir al die sintuie. Jammer aan my kollegas dat daar nie 'n woefkardoes was nie, maar ek sal opmaak daarvoor of althans probeer. Nou so gepraat van toere, Elvis Blue het onlangs 1475 km van Stellenbosch tot in Windhoek op sy fiets afgelê om meer as 1,2 miljoen rand vir kinders se skoolfondse in te samel. En hy sluit nou by ons aan. Elvis, baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Lekker, is great om met jou te gesels vandag. Nou, ek weet hierdie is 'n baie groot inisiatief wat jy jaarliks aanpak, maar wat het jou laat besluit om dit te doen? Elke keer as ek so half in die middel van die ding is, dan wonder ek wat op aarde het my besiel, want dan is my boude seer en die pad lê ver, maar ek is verskriklik mal oor fietsry nog altyd. En dis lekker om elke jaar een groot projek aan te pak, waar jy voel hoor jy met hierdie ding kan mens nou regtig 'n verskil maak. Want as jy musiek speel, jy kry so baie shows wat jy wil doen en baie fondsinsamelings en sulke goed, maar mens voel altyd mens kom nooit voor nie. Maar met hierdie projek, as mens so een keer 'n jaar 'n maand vat en jy sit alles in wat jy kan en jy kyk hoeveel jy kan insamel, dan is dit nogals lekker om so iets te doen. En ek hou baie van fietsry, so om die twee te kombineer is vir my baie lekker. Sê vir my, hoe berei 'n mens jouself fisies en ook geestelik voor? Jy weet, vir so 'n lang en uitdagende fietsrit. Jy moet maar baie berei op jou fiets, jong. En ek bly in George, so dis 'n baie mooi plek. En ek het baie goeie vriende hierso en ons hou nogals van fietsry. Ons ry met ons bergfietsse hier in die berge rond. So jy moet 'n bietjie oefen voor die tyd. Dit vat seker so ek dink seker so 6 maande se elke dag se fietsry. Maar ek dink hierdie is eintlik dis 'n baie groot avontuur. Ek ry die rit hierdie jaar het ek gery oor 13 dae. So dis 13 dae wat ek elke dag so 120 km ry. En soos jy nou kan sien op hierdie foto's, daar's ons baie ouens wat saam met my ry, wat dit baie spesiaal maak. Elke dag is daar ouens van hierdie dorpie of daai dorpie waarin ek oorslaap wat my join, wat dit baie spesiaal maak en dit maak dit maak dit bietjie makliker om dit te doen. Nou, jy het meer as 1,2 miljoen rand ingesamel. Hoe laat dit jou voel? Sekerlik baie trots. Great, dit is al bietjie embarrassing wees as ons al die pad ry en ons samel niks uit nie. Hierdie is nou die tweede jaar wat ons dit doen. So ons eerste jaar het ons 850 000 rand ingesamel en dis nie ek nie. Dis mense wat die geld gee. Jy weet, so dis of dit die publiek is en of dit maatskappye is. Dis mense wat die geld gee en al die geld gaan aan die Atterbury Trust. En hierdie jaar het ons nou so 1,2 miljoen rand ingesamel wat ek baie bly is oor want ons het 'n doelwit gestel om meer as 1 miljoen rand in te samel vir die Atterbury Trust. En die Atterbury Trust doen werk met kinders, skoolkinders, universiteitskinders. Hulle help kinders om hulle potensiaal te bereik. So ek is nog altyd baie passievol oor kinders ook en so dis lekker om saam met hulle so 'n projek te kan doen. Nou, jy is ook op die 19 Oktober te sien by die Stellenbosch Toyota Woordfees. Wat kan feesgangers vanjaar van hierdie produksie verwag? Ja, dit is baie lekker. Die Woordfees is op 'n great plek. Ek meen dit is in Stellenbosch. So en ek speel saam met 'n klomp ongelooflike musikante en ek speel my songs en ek dink
Ek dink ek speel op die laaste dag van die woordfees. So miskien as jy lus het, kom sluit jou woordfees af Sondagmiddag. Nou so by ek dink is Bloemhof waar ek speel. So ek sien altyd uit om by die woordfees te wees en om my songs te kan speel is net vir my een van die lekkerste goed en is 'n groot voorreg om dit te kan doen. Kyk, daai net vir my klink soos 'n amptelike uitnodiging. So miskien kan ek self ook 'n plan maak om daar uit te kom. Maar ek wil afsluit deur Ek het nie Indiese kos vir jou nie, maar ek het baie songs. Okay. Net vinnig, en terug by die Atterbury Trust en hierdie inisiatief van julle. Kan mense betrokke raak en indien wel hoe? Ek dink een van die grootste redes dat ek 'n hande gevat het met die Atterbury Trust is niemand moet ooit vir 'n kunstenaar so baie geld in sy bankrekening sit nie. Jy weet, dis gevaarlik. Voor jy weet, koop ek vir my nuwe gitare. Maar wat ek gedoen het met hierdie projek is om te kyk waar is organisasies wat reeds ongelooflike werk doen in Suid-Afrika. En die Atterbury Trust is ouens wat dit doen. My projekkie is nou maar net een van die klein projekkies wat in 'n jaar gebeur, maar hulle is elke dag besig om vir duisende kinders kos te gee. Een van die goed wat vir my altyd baie moeilik is as jy stop by 'n plek, jy stop by 'n verkeerslig in Suid-Afrika en jy word eintlik soms net oorweldig met hoeveel nood daar regtig is. En ek is altyd soos ek weet nie eers waar om te begin nie. Wat moet ek doen? Ja. En as jy hande vat met 'n organisasie soos dit, daar in die rede met val want die tyd het ons ingehaal, maar ek is seker daarvan ons kan die Atterbury Trust se webtuiste besoek. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.